Eskom se onlangse aansoek om 'n tariefverhoging vir die volgende 3 jaar op verbruikers te hef, lei tot groot ontsteltenis. Die nasionale energiereguleerder NERSA het Eskom se jongste kragtariefaansoek Maandag vir openbare kommentaar gepubliseer. Die voorgestelde verhogings kom neer op meer as 57% oor die volgende 3 boekjare. Na 'n vurige debat in die nasionale vergadering verlede week, meen Dr. Wynand Boshoff verbruikers besef dat hulle nou moet instaan vir jare se swak bestuur, wanaanwending van fondse en selfs misdadige optrede. Dr. Boshoff, Vryheidsfront Plus LPN hoofwoordvoerder vir elektrisiteit, sluit nou by ons aan. Goeiemôre Wynand. Middag Estie. Hoe regverdig? Lekker om hier te wees. Dankie. Is lekker om met jou ook te gesels. Hoe regverdig Eskom hierdie tariefverhogings? Ek gaan herhaal, 57% oor die volgende 3 boekjaar. Ja, dis ongelooflik en soos mense dit nou gestel het, klink dit so half asof ek nou maar gelate is daaroor om te sê mense besef nou en mense moet daarvoor instaan. Die kort en die lank daarvan is deel van die hele formule om kragtariewe te bepaal. Neem die werklike koste in die vorige jaar in ag. Nou die maklikste manier om dit te verstaan is maar hoe ons petrolprys ook werk. Eintlik betaal ons nou vir ons petrol wat dit verlede maand gekos het en dan is daar 'n oor of 'n onderverhaling en dan word daai oor of onderverhaling volgende maand weer in ag geneem om die volgende maand se prys te bepaal. Nou kragtariewe werk nou net oor 'n langer termyn, dit wil sê dit word jaarliks op daai manier gedoen. En nou het dit gebleik dat daar in 'n vorige termyn so iets soos 8 miljard rand se onderverhaling was in die kragprys en dit is hoekom NERSA hierdie groot 36 amper 37% verhoging vir volgende jaar goedgekeur het en dan die verstandhouding of die aanname is daar gaan nou nie weer volgende jaar of so onder of 'n oorverhaling wees nie en dan gaan dit 'n gewone, wil nie sê inflasie gekoppelde nie, maar 'n gewone soort van 'n verhoging wees van 8 en 9 en 10%. So dis hoe die ding uitgeredeneer is, net om dit te verstaan. Waar dit nou eintlik maar neerkom, is Eskom, ek vertel nou nie soos ek dit sê nie, het ongelooflik geld gebrand, nie net steenkool nie. En die koste wat met jy weet hierdie oop siklus diesel of gas opwekkers wat met diesel loop, daai krag wat hulle daarmee opwek kos Eskom hier 5 na 6 rand per kilowattuur, maar hy verkoop dit vir munisipaliteite vir sê net maar R2, nou maar net so ronde bedrag. Met ander woorde, daai krag is teen 'n hengse verlies verkoop. Dan het ons natuurlik die hele probleem van die topswaar bestuurstruktuur, meer bestuurders omtrent in Eskom as vaklui, wat baie geld kos, maar as jy na die hele omset van Eskom kyk, kos hulle nie soveel geld in hulle salarisse nie, as wat hulle kos omdat hulle nie in staat is om die regte besluite te neem nie. En nou ja, dis die goed wat nou begin regkom op die oomblik en ons pluk die vrugte daarvan, maar die tariewe gaan nie verander nie. Op 'n manier gaan daai geld ingehaal moet word. Ons moet nou onthou, Eskom is 'n staatsonderneming. Met ander woorde, as Eskom nie sy verliese kan verhaal deur tariewe nie, dan gaan die staat daarvoor moet instaan en dan gaan die staat dit verhaal deur belastings. Maar die wet van Transvaal is, ons gaan betaal. Ja, so eintlik weer eens die verbruiker wat vir die gelag moet betaal. Dis waar dit neerkom. Dit is verskriklik. Daar's net niemand anders om dit heen deur te gee nie. En wat ons nou sê is wel die hele bevryding of vrymaking van die energiemark het nou vir die eerste keer vir die verbruiker 'n keuse begin gee. Tevore was dit net eenvoudig. Eskom is so groot en in vergelyking so goedkoop gewees dat dit het net nie sin gemaak vir iemand om sy eie krag op te wek nie, tensy jy 20 km van die naaste aansluiting is en jou eie kabel moet bou. So het dit nie sin gemaak nie. Maar nou het dit verander. Beide wat die wetlike raamwerk betref en wat die koste betref, het 'n verbruiker nou die keuse om eenvoudig te sê, hoor ek nie meer lus om hierdie koste van julle te dra nie, julle maak met die geld wat julle wil en ek gaan nou my eie ding doen. Met ander woorde, ergens sal daar 'n tipe van 'n skikking moet kom, want ons kan dit nou doen,
maar dan gaan ons dit op ons belastingrekening kry. Met ander woorde, jy weet, ergens gaan ons betaal, daai geld is gemors, so vreeslik is wat dit is. Interessante kwessie wat jy hier opper eintlik van 'n mededinging wat besig is om hierin ter sprake te word, wat Eskom in ag gaan moet neem. Dis reg, Eskom het altyd baie, ek wil nou maar sê kapokhandjie houding gehad van wel, ons is nou die een besigheid wat jy nou nie in sy happy kanon kan stuur nie, want wat gaan jy dan maak? En al hoe meer besighede is besig om dit te doen. Dis nou interessant, die hele kwessie oor sonkrag, wat mense met so 'n skewe glimlag vir jou sê, ja, maar onthou, dit werk net as die son skyn. Daar's nou 'n baie interessante berekening gemaak onlangs daaroor. Daar's hierdie gepompte stoorkrag van elektrisiteit op 3 plekke in Suid-Afrika. Dit wil sê dis 'n hidro-elektriese kragsentrale. Die water loop daardeur van 'n hoë plek af na 'n lae plek toe. Dan word daai water opgevang. Dit loop nou nie weg met die rivier nie. En dan is die idee toe dit ontwerp is vir nag in goedkooptyd, wanneer niemand krag gebruik nie tussen 11 en 4 of so. Dan word daai water weer boontoe gepomp sodat in spitstyd weer kan afkom. Nou, dit het so 2,7, amper 2,8 gigawatt se krag wat op daai manier beskikbaar is. Maar nou is dit nie meer in die middel van die nag wat die krag beskikbaar is nie. Nou is dit in die middel van die dag, tussen 11 en 4 in die dag, wanneer die son op al die panele op winkels en huise en fabrieke se dakke skyn. Dan is daar meer krag as wat Eskom kan verkoop. Maar dan gebruik hulle daai krag om die water weer boontoe te pomp en dan is dit spitstyd weer beskikbaar teen basies geen koste nie. So, die hele privatisering van die energiemark, wat mense baie bang was, hoe gaan die ding gekoördineer word? Hoe gaan hy nou in werklikheid werk? Gaan ons iets hê om te doen met al die krag in die nag en in die dag en wat doen ons oor spitstyd? Daai probleme is eintlik besig om hulle self op 'n ongelooflike elegante manier op te los. Wynand, ek wil sê dis stof tot nadenke, maar is meer 'n geval van die son tot nadenke wat hier besig is om af te speel. Ek moet kortliks net jou vra, maar ons tyd is ongelukkig beperk. NERSA het nou openbare deelname proses aangekondig. Hoe belangrik is dit vir die publiek en ander rolspelers om aan hierdie proses deel te neem? Dis ongelooflik belangrik. Die stelling wat mense oor en oor maak is net so waar. Demokrasie is nie om 1 keer in 5 jaar te gaan stem nie. Demokrasie is om elke keer as daar 'n openbare deelname proses is en jy het iets daaroor te sê, dit te sê. Baie dankie. Dit is Dr. Boshoff, Vryheidsfront Plus LP en hoofwoordvoerder vir elektrisiteit wat met ons gepraat het.